Goeiemôre, dit is Sondag die 16de November. Baie welkom by die boodskap van NG Gemeente Skotberg. Mag jy vanoggend saam met ons God se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef. Ja, ervaar dat hy hier is. Hier waar ons saam in die kerk is, hier is daar waar jy is, hier is orals in die wêreld waar sy kinders is. Ons het vanoggend kinderdiens in die kerk en ons tema is Kersfees is. So ons boodskap in die kerk gaan so lekker besig wees. Ons het ook die voorreg om 'n doop te hê vanoggend. Dis wonderlik om te weet dat God by sy kinders is, dat God ons liefhet, dat God ook vir ons bystaan. Here, dankie dat ons vanoggend kan begin en weet U is teenwoordig. Dat ons kan begin, Here, in U naam, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ja, Here, dat ons kan begin in die teenwoordigheid van die Almagtige God. U wat is waar die kinders is. Dit is 'n voorreg, Here, om te weet dat ons in U vreugde, in U vrede, in U guns kan lewe. Amen. Wat is Kersfees? Kersfees is vir baie mense vakansietyd. Tyd wat hulle kan rustig wees by die see. Ons is permanent by die see. Maar wat hulle kan rustig op die strand gaan lê en in die sand gaan speel en in die golwe baljaar. Kersfeestyd is vir baie mense familietyd. Tyd wat hulle saam met mense kan spandeer vir wie hulle lief is. Wat hulle kan wees by mense wat vir hulle omgee, wat vir hulle sorg. Kersfees is vir baie mense, en dis veral vir die kinders ook, geskenke tyd. Tyd wat ons persente uitdeel, wat ons persente kry, wat ons kan by mekaar maak. Daai lekker tyd van geskenke toedraai, maar ook geskenke oopskeer en oopmaak, om te kyk wat het jy gekry, hoe groot jou stash kan wees, soos my kinders sou gesê het. Ja, Kersfees is 'n baie lekker tyd. Kersfees is 'n tyd van saam eet, van saam kuier, ook van saam kerk toe gaan en saam sing. Ons het op Kersdag 2 dienste by die kerk, 7:00 en 9:00, so jy kan vroeg kom of laat slaap. Kersfees is uiteindelik God se geskenk aan ons. Kersfees herinner ons aan die grootste geskenk wat ons by God ontvang het. En dis hoekom ons vir mekaar geskenke gee. Ons gee vir mekaar geskenke as teken, as simbool van hierdie geskenk wat ons by God ontvang het. Wat ons met mekaar deel, wat ons vir mekaar daaraan probeer herinner. En waar lees ons van hierdie geskenk wat God vir ons gegee het? Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ons vir mekaar geskenke gee, as ons geskenke uitdeel, dan herinner ons mekaar aan hierdie grootste liefdesgeskenk wat God vir ons kom gee het. Jesus Christus, sy enigste kind. Ja, God het nie net gesê dat hy ons lief het nie. God het iets daaraan gedoen. Jesus is God se hande en God se voete, God se daarwees by ons. God se geskenk vir ons aan die kruis waar hy sterf, dat ons nie hoef gestraf te word nie. Waar hy opstaan, dat ons verseker kan weet, ons gaan vir ewig saam met hom leef. Wat kos Kersfees vir Jesus? Wat kos Kersfees? As ons in ons eie lewe dink oor Kersfees, dan dink paas baie keer, sjoe, dis duur. Al die kos wat geëet moet word, kyk maar net wat kos 'n Kersfeeskoek of 'n vrugtekoek deesdae. Wat kos al die kinders se geskenke? En vrou wil alweer 'n diamantring hê of parels. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Wat kos dit ons om daai geskenk te kry? Party kinders dink jy moet soet wees om 'n geskenk te kry. En maar ouers kan nogal partykeer hulle kinders daardeur probeer, ek wil nie sê dreig nie, motiveer om soet te wees. Wat kos dit vir my en vir jou om vir Jesus Christus as geskenk te ontvang? Die antwoord van die Bybel is baie duidelik. Dit kos niks. Al wat ons moet doen, is ons moet glo. Al wat ons moet doen,
is om te sê, Here, ek het vir Jesus nodig. Uit my eie kan ek nie vir Jesus verdien nie, kan ek nie vir Jesus kry nie. Maar Here, ek aanvaar u aanbod, ek vat hierdie geskenk by u. Dis soos wanneer die dominee vir jou 'n lekker goed aanbied, om te kry met jou omvat, maar dit kos jou niks. Dis gratis. As ons hierdie Kersfees geskenke vir mekaar gee, as ons hierdie Kersfees vir mekaar deel, kom ons onthou dat dit gaan oor Christus. Kom ons herinner mekaar daaraan dat hierdie klein Kersgeskenk wat ek vir jou gee, is maar 'n skadu van die liefde wat God vir jou het. Is maar 'n skamele verwysing na God se liefdesgeskenk aan jou. Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Here vir u liefde. Dankie vir die geskenk van Kersfees, die geskenk van Jesus Christus, vir redding, vir genade, vir liefde. Here, as ons hierdie Kersfees vir mekaar geskenke gee, as ons vir mekaar ietsie gee om te wys dat ons vir mekaar lief is, mag ons mekaar ook daaraan herinner dat dit maar 'n skadu is van die liefde wat u vir ons het. Ja, Here, dat ons geskenk, hoe groot dit ook al in mense terme kan wees, hoe klein dit ook al is, dat dit 'n verwysing is na dit wat Christus vir ons kon doen het. Dankie dat ons in u liefde kan leef en u kinders kan wees. Dat ons vir u kan sê, Abba, ons Vader. Dankie dat ons weet, u Gees woon in ons, leer ons, lei ons, rig ons. Here, maak ons ore oop, ons harte, ons verstand, dat ons u stem hoor en u volg en u dien. As ons vanoggend voor u staan, bid ons ook vir mekaar as gemeente, vir hulle wat siek is, in hospitale, by die huis, hulle wat al baie lank siek is en moedeloos is daaroor, wat seer het. Ons bid vir hulle, Here, wat bekommerd is, bang is vir môre, dalk oor die ekonomie, geld wat te min raak, Here, dalk oor emosionele probleme, verhoudings wat sukkel. Here, wat dalk bang is vir misdaad en geweld, en onseker is oor waar hulle bly en alles wat die lewe van ons vra. Ons bid vir hulle wat dalk 'n alleen Kersfees gaan hê. Mag hulle u liefde beleef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, ons grootste Kersgeskenk. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, elke dag jou herinner aan die geskenk van God se genade. Amen.